Hallo allemaal, ik hoop jullie het de geseënde Sabbat ervaar en mag ons nou die Sabbat kan afsluit. Kom ons bid eers saam. Ondeelbaar Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die Sabbat kan afsluit. Baie dankie vir al die seëning wat U vir ons voorsien het vir hierdie dag. Dankie dat ons kan voel U is by ons in die kerk en waar ons ook kan deur die dag met U kan gesels. Mag ons hierdie boodskap kan luister in Jesus naam alleen. Amen. Okay, die tema is 'n tempel vir jou God. Die teksvers is 1 Korintiërs 3 vers 17. Die tempel van God is heilig en dit is julle. Die Panji Bergpink is omtrent 2750 meter hoog seespieël. En die Wolung gebergte, dat die naam van Wolung gebergte in die suidoos van China. Vind ons hierdie Boeddhiste, wat nou Boeddhiste, dit vang hier aan, F-A-N-G-E-N-G-S-A-A-N, tempel, by kindertrein. Nou die tempel lê in die ongeskonde en skouspelagtige Fonmingham nasionale natuurlike reserve. 'n Mens kan die tempel besoek slegs deur duisende trappe te klim tot by die Buddhiste tempel. En dan met 'n klein bruggie oor die kloof na die Maharihaya tempel te gaan. Dat is in die prent. Die Maharihaya is die Boeddhas van die toekoms. Daar een. En dan sien die ander een die New Asian, die nuwe wêreldorde. En die nuwe ouderdom sien die ander prent. 'n tipe verlossing was die wêreld met sy leer se verlig. Daar was al baie Chinese wat hulle as 'n materia beskou het, soos Samuel Anung Wiru is 1917 tot 1977, wat hy homself as die wit ruiter van openbare beskou het. China. Die eerste teken van die einde van die tyd wat Jesus aan sy disipel in Matteus 24 gegee het, wat teen misleiding. Matteus 24 vers 4, en almal ken dit. Pas op dat niemand julle mislei nie. Maar ons as Christene het 'n sekerheid van die woord van God as die waarheid.
Johannes 17 vers 17 sê, heilig julle in u waarheid. U woord is die waarheid. Ons geloof lê nie 'n geheime leer of in 'n valse toekomstige verwagting nie. Ons verlossing leer in die prent. Hy, die skepper God van die hemel en die aarde, het sy lewe gegee, sodat ons weer met hom versoen kan wees. Nou, op die oomblik is hy ons middelaar in die hemel heiligdom, deur wie ons vrylik toegang tot die troon van God kan hê. Nog meer, deur sy Heilige Gees woon hy in die tempel van ons harte. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. En ander sê, Romeine 12 vers 1, stel julle liggaam as 'n lewendig, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienstig. Ons God, verlosser en koning, gaan binnekort kom. Die berge sal wegvou. Die see sal pad gee en op die wolke van die hemel sal hy kom met al sy duisende en tienduisende van die engele, wat 'n dag sal dit nie wees nie. En God sal al die trane van julle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook sal droefheid of geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Openbaar 21 vers 4. Is jy gereed vir daardie blyende dag? Het jy jou alself gestudeer en Bybel geleer van hoe en wanneer hy gaan kom? Of sal jy ook mislei? Sal jy mislei word en op daardie dag na die berge roep om op ons te val en jou van die aangesig van die koning te bedek? Vandag is daar nog die geleentheid. Môre mag dit ten laat wees. Amper gered is vir ewig verlore. Neem hom vandag
opnuut aan as jou verlosser en koning. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, ons sê baie dankie dat U ons nog kan gee, dat ons U beter meer ken uit die woord. En dankie vir die boodskap by die kerk en die mense wat saam ons kan Bybelstudie doen. Vra dat U asseblief saam met ons sal weer, waar ons U meer en meer gereed sal wees in ons harte. Waar U Heilige Gees ons help om te motiveer en bemoedig dat ons gereeld U woord sal leer en luister na U stem. En ons vra dat U asseblief hierdie nuwe week wat voor lê, elkeen sal seën. En mag U saam met ons sal weet dat my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. 'n Seënde dag verder.